erfenis, ewig en bewaar. Dit is die tema wat ons die volgende 3 geleenthede gaan behandel, aan die hand van 'n paar verse vanuit die eerste brief wat Petrus geskryf het, hoofstuk 1, verses 3 tot 6. Goeiemôre, ek is Greiling van Rooyen, van die AP Kerk Potgietersrus, en ons begin deur vanoggend te gesels oor waar die erfenis, die erfdeel vandaan kom. Nou soos in die geval van die brief van Jakobus, is die ontvangers van hierdie brief ook mense in die diaspora, maar hier spesifiek in 5 Romeinse provinsies, Pontus, Galasië, Kappadosie, Asië en Bithynië. Nou Handelinge meld pertinent dat die apostels nie Galasië, Pontus en Bithynië geëvangeliseer het nie. So is heel moontlik gedoen deur Jode uit hierdie gebiede wat tydens Handelinge 2 se uitstorting van die Gees teenwoordig was in Jerusalem, spesifiek Handelinge 2 vers 9. In die gemeentes moes daar dus Jode wees, maar dit lyk tog asof die grootste deel van die ontvangers uit die heidendom afkomstig was. Nou Petrus skryf die brief aan die gelowiges in hierdie gebiede, omdat daar groot probleme was wat hulle in die oë gestaar het. Die gelowiges in die 5 provinsies moes verskriklike versoekinge verduur en deur verskriklike vervolging gaan aan die hand van hulle bure. Nou Petrus wou die mense se gemoedere rustig maak en die storm wat in hulle harte gewoed het, stil maak. En hy probeer om dit te doen deur hulle harte te vul met die vreugde van die wete dat hulle aan Christus behoort. Hy poog om hulle harte te vul met die sekerheid van die erfdeel wat op elke gelowige wag. En hy begin sy argument deur hulle te herinner wat God hulle reeds gegee het. Verse 3 en die begin van vers 4, wat na sy groot barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode, sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry. Vir sondaars, om die wonderlike erfdeel te ontvang wat as 'n lewende hoop gebied word, het God dit so bepaal en so gedoen, dat die mense wat glo weer gebore word in geestelike metanoia, verandering van liggaam, siel, verstand, totale menswees, waar die sonde nie meer sy bestaan definieer nie, maar dat die wedergeboorte sy bestaan definieer. So die wonderlike erfdeel wat die hoop van elke gelowige is deur God bewerk en vanaf God ontvang, en kan geen mens vir homself of 'n ander bied nie. Die oorsprong van die erfdeel waarop ons hoop, dis God en God alleen. Maar is dit nie genoeg om 'n mens se hart alreeds te vul met vreugde nie? Dus kan ons met rustigheid en dankbaarheid in ons harte die toekoms tegemoet gaan en nie vol spanning en angs nie. Want ten spyte van ons omstandighede, die bedreigings, die seer en hartseer van hierdie wêreld, is die wonderlike sekerheid van die erfdeel in Christus tog meer as genoeg om jou hart te vul met vreugde. Vers 6, daarin verheug julle heel, al word julle nou as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge. Kom ons bid saam. Almagtige God en Vader, ons dank U en loof U en prys U, dat U ons 'n ewige erfenis geskenk het wat ons nooit vanuit onsself sou kon verdien nie. Ons vra dat U ons sal help om altyd hierdie waarheid voor oë te hou, ongeag die omstandighede wat ons in die gesig staar. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen.